Hartlike goeiemôre in 'n splinter nuwe jaar, 2026. Ons skop die jaar af met 'n reeks dagstukkies wat handel oor Korintiërs, die briewe van Paulus, en die titel van die gedeelte is Briewe aan 'n gemeente. Die vraag wat baie teoloë mekaar vra is: hoeveel briewe Paulus aan die gemeente in Korinthe geskryf het? Die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Ons weet nie. Wat ons wel weet, is dat daar beslis meer as 2 briewe geskryf is, waarskynlik 4 of dalk meer. Nou, waarom sou Paulus so baie tyd spandeer aan briewe skryf aan hierdie gemeente? Bloot omdat daar soveel probleme was. Hulle het gedurig sy aandag nodig gehad. Alles het begin vroeg in die jaar 50 na Christus, toe Paulus, Silas en Timoteus vir 18 maande in Korintiërs gewerk het. Paulus het by Priscilla en Aquila ingetrek. Hulle was tentmakers, en ons weet natuurlik dat Paulus ook 'n tentmaker was. Die gevolg was dat hulle heerlik saamgewerk het aan hulle tentmakersberoep, terwyl Paulus terselfdertyd ook die evangelie aan die mense van Korinthe bedien het. Dit was beslis nie maklik nie, want die Jode in die stad wou hom nie aanvaar nie. Hulle het hom so erg beledig dat hy uiteindelik glad nie meer in die sinagoge kon gaan preek nie. Uiteindelik het hierdie selfe Jode hom dan ook voor die hof gesleep. Hulle het egter druipsterk daarvan afgekom, en die regter het die hele spul uit die hof gesmy. Paulus en sy span het gevolglik hoofsaaklik onder die nie-Jode gewerk. Hulle het vasgebyt ten spyte van al die teestand wat hulle van die Jode gekry het. Vandag kan elke gemeente steeds leer uit die briewe wat Paulus aan die Korintiërs geskryf het. Pas na hulle vertrek na Assirië het Paulus alreeds sy eerste brief geskryf om hulle te waarsku teen onsedelikheid. Die jong gemeente het hierdie brief totaal misverstaan en toe skryf hulle 'n brief aan Paulus en stuur dit met 'n afvaardiging na hom. Hulle was nie gelukkig nie. Voor hierdie afvaardiging hom bereik, skryf Paulus egter 'n tweede brief aan die gemeente, die bekende 1 Korintiërs, waarin hy baie van hulle vrae alreeds beantwoord. Toe hierdie beswaarde manne egter by Paulus aankom, besluit hy dat daar nou vinnig 'n ding gedoen moet word om dinge te kalmeer in Korinthe. Die jong Timoteus word afgevaardig om dinge daar te gaan regryk. Maar steeds was dinge nie lekker in Korinthe nie. Met die gevolg dat Paulus self 'n kort noodbesoek moes gaan doen. Hierdie besoek was vir hom bitter onaangenaam, omdat hy daar grof beledig was deur iemand. Na hierdie traumatiese besoek skryf Paulus weer eens 'n brief aan hulle, die sogenaamde tranebrief. Titus moes die brief gaan aflewer. Met groot afwagting het Paulus uitgekyk vir Titus se terugkeer. Hy wou weet wat daar aangaan en of sy brief ooit die nodige uitwerking gehad het. In sy brief vra hy onder meer dat die moeilikheidmaker kort gevat moes word. Titus het baie goeie nuus gebring. Die gety het gedraai in Korinthe. Nou kan hulle begin werk aan dinge wat werklik saak maak, naaste liefde en versoening. In so ongeveer 55 na Christus skryf Paulus hoofstukke 1 tot 9 van 2 Korintiërs as 'n versoeningsbrief.
Hy stuur dit weer eens vir hulle met Titus. Hierin maak hy onder andere ook voorbrand vir 'n kollekte wat ingesamel moes word vir die verarmde gemeente in Jerusalem. Dit wil voorkom asof dinge hierna weer versleg het in Korinthe. Paulus is dus genoodsaak om 'n paar maande later weer 'n brief te stuur, hoofstuk 10 tot 13 van 2 Korintiërs. Hierin skryf hy dat hy binnekort persoonlik weer 'n besoek aan hulle sou aflê. Volgens Romeine 15 vers 25 tot 26 kry ons die indruk dat hierdie derde besoek van Paulus geslaag was en dat hy boonop 'n goeie bydrae gekry het van hulle om na Jerusalem te neem. Dit is so jammer dat die ander briewe van Paulus aan Korinthe nie behoue gebly het nie. Maar nogtans kan ons uit die twee wat wel vir ons bewaar is, 'n goeie prentjie vorm van die gemeente wat ons so baie laat dink aan baie van ons eie gemeentes vandag. As Paulus daarom vandag vir elke gemeente moes skryf, sou hy seker 'n vroeë dood gesterf het. Dit is egter baie belangrik dat ons uit Paulus se briewe aan Korinthe moet leer oor ons eie situasie en moet toepas waarvoor Paulus pleit. Die eerste belangrike ding wat ons moet leer is die toewyding wat Paulus gehad het aan sy roeping, selfs wanneer hy beledig, teleurgestel en verwerp was. Kerkleiers moenie moed verloor nie, maar vasbyt met die oë gefestig op Jesus en voortgaan met ons roeping ten spyte van. Gemeentelede moet deeglik kennis neem van hoe om steeds meer lewend te wees en sensitief vir mekaar se omstandighede in ons moderne, voortsnellende samelewing. Ons durf nooit maar net teoreties kyk na ander se nood nie. Maar ons moet prakties iets daaromtrent doen. Gelowiges se omgee vir mekaar het beslis ook finansiële implikasies. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir hierdie briewe van Paulus. Help my asseblief om dit op my eie lewe toe te pas. Amen.